Goeiemiddag, goeienaand aan almal van u. Het is vir my 'n wonderlike voorreg om weer 'n bietjie met julle te praat. Ek praat hier uit 'n eintlike lekker matige KwaZulu-Natal suidkus hier by Annerley waar ons bly. En het is vir my lekker om met julle weer te gesels. Kom ons buig net ons hoofde voor ons begin. Vader in die hemel, Here, ons sê vir u baie dankie dat ons u Sabbat kan open hier by mekaar. Ons bid vir u seën daarop, ons bid dat die Heilige Gees met ons sal wees, is my gebed en ek bid dit in Jesus naam alleen. Amen. My vrou Yvonne het vandag verjaar. Dit is lekker om 'n geboortedag te herdenk, maar jy weet, mens besef maar, ons is nou al albei aan die verkeerde kant van 70 en 'n mens word maar ouer en ons besef, die Bybel sê, ons jare is 70, ons gelukkig is 80, so ons is eintlik, amper kan 'n mens sê, in geleende tyd. Maar die Here is goed vir ons, dit gaan goed met ons hier, en ons bly baie lekker, en ons hoop dit gaan goed daar by julle ook. Ja, verjaarsdae is lekker om te vier. Ek onthou, baie jare terug, het my oudste broer 'n vriend gehad, en hy was baie by ons gewees, ons het hom redelik goed geken, en hy het geglo dat hy die dag afvat met sy verjaarsdag. Hy het dit gedoen terwyl hy in die skool was. Ek weet nie of sy ouers geweet het daarvan nie, maar hy het dit gedoen terwyl hy studeer het. En dis toe ons hom basies geleer ken het. En toe hy begin werk, het hy dit ook gedoen. Hy het baie keer by ons aangekom, dan sê hy, dit is 'n vakansiedag, dan wonder ons nou, wat is die vakansiedag? Dan sê hy, nee, dit is sy verjaarsdag. So hy het geglo dat hy 'n ekstra vakansiedag neem, die dag wanneer hy sy geboortedag herdenk. En dit is maar hoe ons hom leer ken het. En 'n mens wonder, is dit wat 'n mens moet doen? Ons gaan ook nou 'n gedenkdag in op hierdie oomblik, 'n verjaarsdag. 'n verjaarsdag wat God aan ons gegee het. Hy het gesê ons moet daardie dag eenkant plaas, daardie spesiale dag, en ons moet dit herdenk. Hy het dit geneem en hy het dit geheilig, die Sabbat. En ons lees in Genesis 2, 1-3, die volgende woorde. So is dan voltooi die hemel en die aarde met hulle ganse leermag. En God het op die 7de dag sy werk voltooi wat hy gemaak het, en op die 7de dag gerus van al sy werk wat hy gemaak het. En God het die 7de dag geseën en dit geheilig, omdat hy daarop gerus het van al sy werk wat God geskaap het, deur dit te maak. Ja, so God het daardie dag eenkant gesit. Hy het dit vir ons gegee, hy het dit geskape as deel van die skepping. 6 dae het hy geskape, ekskuus, ek wil net 'n bietjie lig kry hier, en op die 7de dag het hy gerus, en hy vra dat ons dieselfde doen. So, wat is dit wat ons herdenk wanneer ons die weeklikse Sabbat ingaan? Wanneer ons die Sabbatgebod in Exodus 20 lees, dan kry ons 'n baie goeie idee van hoekom God gesê het, moet ons die Sabbat herdenk. As ons kyk na Exodus 20 vers 11, dan sê dit, want in 6 dae het die Here die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is, en op die 7de dag het hy gerus. So, hier kry ons baie duidelik die idee, dit is 'n herdenking van dit wat God in 6 dae gemaak het. Die 7de dag is 'n herdenking, 'n verjaarsdag.
van alles wat ons om ons sien, plus onsself natuurlik, die natuur wat God gemaak het. En ons kan maar net sê, wat 'n God, die God van skepping, die skeppergod. Hy vra vir ons om een dag in 7, 1/7 van ons tyd af te staan om met hom te vergader, om hom beter te leer ken, en ook ons medemens beter te leer ken. Om 'n verhouding met hom aan te gaan, wanneer ons Sabbat na Sabbat by mekaar kom om hom te aanbid en te loof. En ons dan op dieselfde tyd natuurlik met mense wat dieselfde glo as ons, ook te kommunikeer en te assosieer en hulle beter te leer ken en te sosialiseer. Ons gedenk die Sabbat vir die skepping wat hy vir ons gegee het. Maar terselfdertyd loof ons die Skepper. Ons hou die Sabbat omdat ons deel is van die Skeppergod se skepping. Maar daar is ook 'n tweede rede wat die Bybel vir ons aandui, waarom ons elke week op Vrydag aand, wanneer die son sak, by mekaar kom en God dank vir nog 'n Sabbat. Ons vind daardie rede in 'n tweede plek waar ons die 10 gebooie kry, en dit is in Deuteronomium 5. Dit is feitelik woord vir woord dieselfde 10 gebooie. Behalwe daar in die Sabbatgebod, waar ons 'n klein bietjie verandering sien, die rede hoekom ons die Sabbat moet hou en gedenk. Deuteronomium 5:15 sê vir ons die volgende: En jy moet daaraan dink dat jy in Egipteland 'n slaaf was, en die Here jou God jou daarvandaan uitgelei het, deur 'n sterke hand en 'n uitgestrekte arm. Daarom het die Here jou God jou beveel om die Sabbatdag te hou. Die rede dat ons die Sabbatdag hou, of die rede waarom hulle die Sabbatdag moes hou, is omdat hulle uit Egipteland, uit slawerny, uitgelei is. So dit volg hier op die vrylating van die Israeliete toe hulle in Egipte was as slawe vir baie jare, paar 100 jaar, en uiteindelik is hulle vrygelaat. Die Here het hulle uitgelei deur die hand van Moses. God verlos hulle van hulle jarelange geforseerde arbeid aan die Egiptenaars, en daarom vra hy dat hulle die Sabbat eerbiedig. Hulle kry verlossing van die slawerny. So, die tweede rede, die eerste een was dat ons die skepping herdenk, en die tweede is dat hulle vrylating uit slawerny moet herdenk. Maar ons word ook, wanneer ons die Here aanneem, wanneer ons Jesus as verlosser erken, wanneer ons die Heilige Gees se stem gehoorsaam, word ons verlos van ons slawerny tot sonde. Daarom, omdat ons gered is, wil ons graag 'n verhouding met God aanknoop en versterk, en daarom wil ons die Sabbat as rustig hou. Wanneer ons verlossing van ons sondige lewe ervaar, wil ons uit dankbaarheid tot God aan hom gehoorsaam wees. En een van hierdie 10 gebooie sê vir ons dat ons die Sabbat moet onthou, ons moet die Sabbat eerbiedig, ons moet die Sabbat geniet. Wat 'n voorreg om een dag uit 7 spesiaal te vier, omdat God ons verlos het, eintlik. Mag dit 'n vreugde vir ons almal wees om dit te doen. Terwyl ek dink aan hierdie gedeelte waar ons die skepping vier, maar ook die verlossing, die herskepping, dink ek aan 'n verhaaltjie, en ek is seker jy het hom dalk al gehoor, maar ek wil hom tog weer met u deel vandag. Verhaaltjie van 'n jong seun. Hy was so 7 jaar oud. Hy het vir sy verjaarsdag 'n bootjie gekry wat hy self kon bou. Hy het net al die materiaal gekry en die aanwysings, en hy was so opgewonde, hy was so bly oor daardie bootjie, want hy was baie lief vir bote.
Hy het sorgvuldig die pakkie oopgemaak, hy het daar na die aanwysings gekyk, en vir 3 volle weke het hy daardie bootjie aan mekaar gesit. Stukkie vir stukkie gebou, hy wou niemand se hulp hê nie. Hy het net nou en dan vir sy pa gaan vra, wat beteken hierdie of wat beteken daardie? En hy het daar in sy kamer, het hy die bootjie aan mekaar gesit, met 'n seil en alles, en hy was so trots op daardie bootjie, toe hy klaar is. Hy het vir sy ouers gaan wys, en hulle was net so opgewonde soos hy, en hy het gesê, ek gaan daardie bootjie seil, maar hy was tog bang dat die bootjie sal verlore raak, of seer kry, of wat ook al, en hy het elke dag afgestap na hulle, die dam toe wat daar naby hulle was, maar hy kon homself net nie so ver kry om die bootjie regtig te laat seil nie. Uiteindelik, eendag, het hy die bootjie op die water gesit, en daar gaan die bootjie, en hy was so opgewonde, dit wat so mooi gelyk, die seile wat so span, en dan gaan die bootjie op die water. Daarvandaan het hy elke tydjie wat hy kon afknyp, het hy na die dam toe gegaan en sy bootjie geseil. Eendag het daar 'n wind opgekom, en die bootjie aan die ander kant van die dam in die riete laat seil. Hy het hom morsdood geskrik en gehardloop, om die dam gehardloop, en die bootjie gaan kry. En toe vir 'n rukkie was hy weer baie versigtig, en sy ouers het vir hom sê, wees versigtig, as die wind opkom, kan die bootjie dalk weg, want daar was 'n uitloop, wat wat verder gegaan het. Eendag het dit toe gebeur, die wind het skielik opgekom en sy bootjie weggevat, en hy kon hom nie weer kry nie. Hy het gesoek oral waar hy kon, om die dam gehardloop, tot dit naderhand donker geword het, en hy moes huis toe gaan. Hy was baie hartseer die volgende dag, en die dag daarna het hy weer gaan soek, maar die bootjie was weg. Hy was regtig baie hartseer, en eendag stap hy in die straat af, en daar kom hy op 'n winkel af. Dit was 'n pandjieswinkel, ek weet, ons weet nie eintlik eers meer wat is 'n pandjieswinkel nie, maar een van hierdie winkels, Cash Crusaders, kom ons noem dit Cash Crusaders, en hy stap by Cash Crusaders verby, en daar sien hy in die venster sy bootjie. Hy kon sy oë skaars glo, en hy hardloop in, en hy sê vir die man agter die toonbank, oom, kan ek my bootjie kry? Die man sê, nou, waar is jou bootjie? Hy sê, nee, daar is hy. En hulle stap soontoe. Hy sê, kom, ek wys vir oom. En daar op die onderkant het hy self sy naam geskryf. Die man was egter baie jammer vir hom, gesê, man, dis my bootjie, ek het hom gekoop, en hy is nou te koop. Dit is nie meer jou bootjie nie, dis nou my bootjie. Hy het nog probeer stry, maar die man was, hy het gesê, dis my bootjie. En uiteindelik toe sê die seentjie vir hom, nou, wat vra oom vir die bootjie? Hy sê, wel, ek vra R200 vir die bootjie, maar ek het hom eintlik vir R100 gekoop, en ek's bereid om hom vir jou te gee vir R100. Maar ek moet jou waarsku, as hier iemand kom en hy gee vir my R200 vir die bootjie, dan gaan ek hom verkoop. Hy het gesmeek dat die oom dit nie moet doen nie, en hy is daar uit, en hy het huis toe gehardloop, en hy het vir sy ouers gesê, hy het sy bootjie gekry, maar hy het R100 nodig. Ongelukkig kon sy ouers hom nie help nie, hulle was maar self behoeftig, en hulle het vir hom aanbeveel om maar by die bure te hoor of hy 'n bietjie kan werk. Hy het vir die volgende 3 weke, solank as wat hy sy bootjie gebou het, het hy gaan werk. En uiteindelik het hy sy R100 bymekaar gehad. Hy het dit in sy hand vasgeklou, en hy het gehardloop na die winkel toe, en toe hy daar by Cash Crusaders kom, en hy kyk in die venster, toe is die bootjie nie daar nie. Hy was so hartseer gewees, maar ingestap, en gesê, oom, ek kom my bootjie haal, en oom, maar ek sien hy is nie meer daar nie, ek het oom hom regtig verkoop. Die man het 'n glimlag om sy mond gekry en gesê, nee, ek het besef wat dit vir jou beteken, en ek het hom agter in die stoor gaan sit, toe jy hier weg is.
Hy is nog hier. Hy het vir die man die R100 gegee, hy het agtertoe gestap saam met hom, en daar het hy sy bootjie in sy hande geneem, en hy het by die winkel uitgestap met 'n groot glimlag op sy gesig, en toe hy so uitstap, toe sê hy vir sy bootjie, jy is nou 2 maal myne, ek het jou gemaak, en ek het jou teruggekoop, so jy's nou 2 maal myne. Met die aanbreek van nog 'n gedenkdag wil ek aan u voorhou dat God ons nie net gemaak het nie, maar hy het ons ook gekoop. 1 Korintiërs 6 vers 19 sê, want julle is duur gekoop. Verheerlik God dan in julle liggaam en in julle gees wat aan God behoort. Mag hierdie Sabbat vir ons net 'n dieper betekenis kry, elke keer wanneer ons Vrydag aand die heilige ure ingaan. Mag elke Sabbat vir ons baie spesiaal wees, want God het ons nie net geskape nie, hy het ons ook gekoop. Mag dit so wees vir elkeen van u, is my gebed, in Jesus naam alleen. Amen. Kom ons bid saam. Vader in die hemele, Here, ons dankie dat ons vanaand, terwyl ons die Sabbatse ure ingaan, vir u kan dankie sê, en vir u kan loof en prys, vir u wat u is vir ons, en wat u vir ons gedoen het. U het ons nie net geskape nie, maar ook losgekoop van ons sonde. Seën ons nou in hierdie Sabbat, Here, mag ons 'n baie spesiale seën ontvang, want ek bid dit net in Jesus naam alleen. Amen. Mag u 'n wonderlike Sabbat geniet. Seëninge vir u. Totsiens.